Voorheen in Grensoorlog. Takmag Zulu vat brug 14 suid van Luanda na 'n opmars oor 3000 km en weke van bloedige gevegte. Wel, die hoofdoel was om die aanmars voor te sit. In daai stadium het ons geen inklinasie gehad om terug te trek nie. Ons was sterk op pad vorentoe. Maar die soldate opereer in 'n skemerwêreld van propaganda en geheimhouding. We were lying to the world and also lying to the US Congress about what we were doing in Angola. En SWAPO word deel van die prentjie. So Angola now, it was an open terrain for all of us. So I left Namibia and we went into Angola and joined SWAPO there so that we were going to be trained. Takmag Zulu is nie al Suid-Afrikaanse soldate in Angola aan die einde van 1975 nie. In die ooste van die land word veggroep X-ray ingevlieg na Silvaporto op pad na Luso. Veggroep Orange mars aan na Malange om Luanda uit die ooste te bedreig. Maar in die vergadersale van die wêreld woed 'n ander stryd. Die reeds verslete gordyn van geheimhouding skeur finaal met 'n aankondiging van die SAW op 17 Desember dat 4 Suid-Afrikaners in die operasionele gebied gevange geneem is. Johan Potgieter het presies geweet waar dit was, brug 14, 700 km noord van die grens. Hy het gesien hoe die groep die rigting verloor en reg in die vyand se hande inry. En ek kon deur my teleskoop sien hoe hierdie ouens waai vir die panserkarre en aanry, en die panserkarre was verstom. Hulle kon niks sê nie, want die tiffies het nie 'n kaart of 'n radio nie. Hulle kom net 'n herwinning doen. En toe stop hulle in die vyandelike linie, nee, toe is hulle daar vriendelik versoek om uit te klim en hulle is toe weggevoer. Dit was snaaks, oorlog is snaaks. Vir die Suid-Afrikaanse regering is dit alles behalwe snaaks. Op 18 Desember word 2 van die gevangenes in Lagos aan die pers gewys. Op 29 Desember hoor Suid-Afrika dat nog 3 soldate in die operasionele gebied dood is. In Amerika veg die CIA om steun vir die anti-MPLA poging te behou. Die Kongres en die Senaat neig al hoe meer in die teenoorgestelde rigting. Middel Desember stel senator Dick Clark en 2 kollegas 'n amendement tot 'n bestaande wet voor, wat alle verdere befondsing sal afsny. Pik Botha se vraagtekens oor Amerikaanse steun vir die oorlog word bevestig in gesprekke op Capitol Hill. Die spook van Vietnam loop helder oordag. En op hierdie manier het ek uitgekom by Harry Goldwater en Jesse Helms, daardie soort mense wat konservatiewe vriende van Suid-Afrika was. En Goldwater het my net reguit aangekyk en hy het vir my gesê, "This goddamn Kissinger declares wars all over the world. Our sons are sent there, they die and we never win a war. We are not going to support you." John Stockwell was hoof van die CIA se taakmag in Angola. South Africa's interest in Angola was their own interest to stop the MPLA from gaining power, to stop the Cubans. But at a different level, they were delighted to become involved with the United States to seduce us into a situation of military involvement with them, which they hoped would eventually trap us in a position where we would have to publicly support them. This would commit us to overt support to their policies. The United States finessed this point and drew back and actually gave up and accepted a defeat in Angola rather than taking that step. There was a change of policy in Washington. Congress was not interested in supporting what you might call long-distance engagement in a subtle kind of proxy balancing warfare that Kissinger and Ford had launched. Op 19 Desember 1975 aanvaar die Senaat die mosie wat die geldkraan toedraai. 3 weke later bevestig die Kongres dit. Foster laat kom vir Pik Botha na sy vakansiehuis by Oubos vir 'n noodvergadering. Die hele nag op die aeroplein het ek nou sit en argumente uitwerk oor waarom ons troepe onmiddellik moet terugtrek. En toe uiteindelik by Oubos aangekom en daar het ons in sy sitkamer wat so op die see uitkyk gesit en hy het eers aan die woord gestel PV Botha. Ek was dan alles maar 'n ambassadeurtjie. En tot my verbasing het PV Botha toe gesê hy stel aan die woord vir Marcus Blanc. En die het toe dadelik gesê dat hulle reken hulle troepe moet onttrek. Die troepe in die veld aanvaar die nuwe opdrag met 'n mate van sinisme. Toe die skielike opdrag gekom het vir onttrek nie, ons het verwag daar op 'n stadium so 'n opdrag gaan wees. Ons het ons radio's gehad en The Voice of America het ons op hoogte gehou van wat aangaan.
waar die Suid-Afrikaanse polisie terstond sê, daar is geen Suid-Afrikaanse troepe in Angola nie. Sit ons in sentraal Angola, ons sien amper die liggies van Luanda, en ons weet, ons het nou beklei dat die bissies bewe, en dan ontken hulle dit nog steeds. Die kabinet besluit om te wag vir die uitslag van 'n vergadering van die Organisasie vir Afrika Eenheid in middel Januarie in Addis Ababa, Ethiopië. Gaan hulle die MPLA erken as regering van Angola? Of gaan hulle aandring op 'n regering van nasionale eenheid met deelname van al 3 partye? Dis ook UNITA en die FNLA. Die onttrekking uit Angola word tot stilstand gebring. Nadat die opdrag gegee is om te onttrek, het ons dit aanvaar, dis wat troepe doen. En na 'n halfdag is die opdragte gewysig en sê nee. Gaan terug, beset die stellings. Dit was 'n fout, gaan beset weer die stellings in die grond wat hulle gehad het. Toe sê ons, maar dis nie moontlik nie, want die vyand het agterkom ons onttrek, want daar strome vlugtelinge. En toe sê hulle nee, okay, gaan nou net halfpad terug. Wat my die ergste getref het, was die vlugtelinge, die burgerlike bevolking, die vroue, die kinders. Die beeld wat ek in my lewe nooit sou vergeet nie, is 'n baie ou vrou wat op haar kop seker haar kosbaarste besittings in daai masjien gedra het. En dis al wat sy gehad het, wat ons op pad geloop het. Die OAE-bespreking loop uit op 'n staking van stemme. 22 vir erkenning van die MPLA as regering, 22 vir 'n regering van nasionale eenheid. Die vergadering gaan onbeslis uiteen. Dit het vir ons baie verleentheid veroorsaak. Omdat hoe langer ons in Angola gebly het, hoe minder was die kans dat ons teenwoordigheid daar kon geheim hou. Die kat is eintlik lankal uit die sak. 3 Suid-Afrikaners wat tydens Savanna gevang is, word by die OAE-vergadering geparadeer. Die res van die wêreld weet Suid-Afrika is betrokke. Op 14 Januarie besluit die kabinet die troepe moet onttrek. Dit was my 'n onaangename taak om na Savimbi toe te vlieg en vir hom te kom vertel dat die Suid-Afrikaanse regering besluit het dat ons nou moet onttrek. Dit was vir hulle 'n groot teleurstelling geweest, want soos ek gesê het, ons het 'n formidabele vennootskap opgebou en ons het 'n kameraadskap gehad dat ons nou nie mekaar graag in die steek wou gelaat het nie, maar nou ja, as die regering so besluit is dit anders. Die Suid-Afrikaners begin op 23 Januarie onttrek. Dit is vir baie soldate 'n laagtepunt. Op daai stadium was onthou, ek was 'n luitenant. My werk is om kanonne te skiet, dit was nie my oordeel nie, maar ek was teleurgesteld dat ons nie want ek kon sien hoe jag die ouens weg. Daar was geen weerstand nie en ek was teleurgesteld dat ons hulle nie opgevolg het en finale bloedneus gegee het. So die troepe was negatief. Onthou, dit was nasionale dienspligtiges wat Desember maand moes uitklaar. Hierdie opdragte het lank na Kersfees gekom. Hulle moes al by die huis gewees het. Wat dit nog erger gemaak het, is toe ons uiteindelik demobiliseer. Dit trek mal na die einde van Januarie. En ons is gestop diskant Grootfontein met die terugtrekking. En so 30 km buitekant Grootfontein moes ons wag tot donker. Sodat die media nie hierdie skerminkels sien wat uit die bos uitkom met al hierdie Russiese lorries en groente lorries. Dit lyk nie naaste by soos 'n Suid-Afrikaanse kolonne, maar eerder soos 'n invalsmag van die Organisasie vir Afrika Eenhede. Uiteindelik het ons op die 21ste Februarie in Potchefstroom aangeland. Amper 2 maande nadat die troepe moes uitklaar. Waarin ons vir die eerste keer as helde ontvang is. Daar was toe al reeds 'n nuwe inname, Januarie inname by Vierveld Regiment en hierdie ou manne kon toe met hulle skurwebaarde en hulle fris bolywe wat 15 jaar ouer lyk as die jong rekrute. Is hulle ontvang en tot laat daai middag het daar sulke brokkies ou manne en rowers gesit, net sulke groot oë waar die ou manne vir hulle oorlogstories vertel het en momente ons uitgedeel het. Dit was vir 'n baie mooi gebaar. In die loop van Februarie 1976, soos wat die Suid-Afrikaners onttrek, neem die MPLA weer beheer oor Lobito, Benguela en Sadabandaira. Onder hulle vlerk kry SWAPO 'n vasdrapplek direk noord van die grens. Sommige kommentators sien Maart 76 as die werklike begin van die oorlog, wat eers met Namibië se onafhanklikheid tot 'n einde sou kom. SWAPO-insurgensie oor die Kapplein begin nou in alle erns, wat beteken Suid-Afrika raak al hoe meer betrokke. UNITA-leier Jonas Savimbi het dit voorsien toe Constant Viljoen die nuus van die onttrekking aan hom oorgedra het. Natuurlik was hy uitermate teleurgesteld geweest.
Maar hy het gesê ons sal mekaar weer ontmoet en ons het mekaar weer ontmoet. Want dit was nie lank daarna nie wat duidelik was vir ons dat die USSR Cuba geïnspireerde internasionale kommunistiese oorname in Angola besig was om plaas te vind. En ons het toe besluit om weer beperkte steun aan UNITA, veral UNITA te gee. Terwyl internasionale politiek gebeure in Namibië en Angola bepaal, neem skoolkinders in Suid-Afrika sake in eie hande. Op 'n koue wintersmôre in Junie 76 bars opstand los in Soweto. Gou versprei dit landwyd. Die felheid van die protes en die heftige polisiereaksie skok die hele land. Binne die kerke ontstaan 'n intense debat. I believe that the time has come for the churches to call for civil disobedience, for instance. If we believe as churches, as my own church, it said last year, apartheid as a system is contrary to the gospel of Jesus Christ. Anton van Niekerk was 'n kapelaan in die weermag. Daar was enkele figure in die kerk wat 'n baie belangrike rol gespeel het in die sogenaamde struggle, waarvan Tutu en Boesak en 'n bekende kardinaal van die Romeinse kerk en so Frank Chikani en ander prominente figure was. Maar die instituties, die kerke self, selfs die Rooms-Katolieke kerk, was baie huiwerig om amptelik as instituties sterk standpunte in te neem. Daar was ook vanuit Christengeleerdere skerp reaksie teen gewetensbeswaardes. Maar die Raad van Kerke was nie, dit was 'n bietjie van 'n ander soort liggaam geweest. Dit is 'n baie meer radikale soort van 'n liggaam onder leiding van waarskynlik op daai stadium Beyersnodee of Tutu of een van die figure wat dikwels standpunte ingeneem het wat ek dink heel wat verder gegaan het as wat die deelnemende kerke in hulle amptelike hoedanighede ooit bereid was om te gaan. Maar die golf van verzet wat uit Soweto oor die hele land gespoel het wel hier en daar twyfel laat posvat. I was basically in Standard 9 at the time of 1976. It was the first year of TV, and they made the mistake of broadcasting what the police were doing in the country at the time. And I saw what was happening, and I realized then that I wouldn't be going into the SADF, and I would need to make some plans. What they were going to be, I had no idea. When I left school, I'd already taken the decision that I wasn't going to go into the army. And so I did a business degree because I felt that would give me greater opportunities if I left the country, which I thought I probably would do. Onder Afrikaners was daar steeds min verzet. Die Afrikaanse kerke was volledig teen dienspligweiering. Hulle het dit so sterk as moontlik ontmoedig. Ek dink daar was baie min jong Afrikaners wat diensplig geweier het. En dit bly, ek dink vir my geslag as ons daarop terugkyk, dit bly 'n vraagteken oor baie van ons. Ek dink oor myself ook. Terselfdertyd moet 'n mens weet dit is 'n ongelooflike omwenteling in jou lewe wat dit sou meebring. Jy sou of die land moes verlaat, of jy sou bereid moes wees om vir 6 jaar in die tronk te gaan sit. En nou ja, vir iemand aan die begin van sy lewe was dit dit is 'n geweldige ding. Sal 9 kom die oproepgoeders, papiere, en jy moet onthou ek is grootgemaak soos meeste Afrikaanse kinders, Afrikaanse huis. Met ander woorde, die Nasionale Party was die party waarvoor jy stem. Daar was moeilike Engelse wat probeer kak veroorsaak in die land. Van hulle was kommuniste, en hulle wou alles wegvat wat ons het. So daar was nooit in my huis ooit kwessies gewees van was dit reg of verkeerd om na die army te gaan nie. Dit was die natuurlike progressie. 'n Besluit om die stelsel teen te staan het dikwels uit 'n persoonlike verhouding met swart landgenote gespruit. Anton Eberhard het reeds in 1970 onmiddellik na skool 9 maande diensplig gedoen. And it was in the Engineers Corps based at Kroonstad and then Bethlehem. And we hardly ever left camp. So in fact, we did things like learn to build Bailey bridges and fairly innocuous things like that. As student aan die Universiteit van Kaapstad het hy swart vriende gemaak. En dit het sy uitkyk ingrypend verander. I remember one weekend, long weekend, I wanted to visit Fuzzy, my friend's family, and they were in a black township in Moy River, and so we wanted to take the train together. And of course, first and second class were for whites. Blacks could only travel third class, so we wanted to travel together. I traveled third class.
but I had to be hidden, wrapped in a blanket on the top bunk to prevent from being thrown off the train by the ticket conductor. Na hulle studiejare het Anton en Woesie 'n huis in Johannesburg gedeel. Die Soweto-opstande het ook vir Anton sake op 'n spits gedryf. I remember the Rand Daily Mail newspaper headline, Soweto burns, and within a very short time that the police had killed more than 200 school kids. And we were directly affected. We got involved. I think we were doing literacy classes at the time. Obviously, the whole schooling system collapsed that year. And then also helping some of the kids get out of the country. So a number deciding then to join the ANC, to join MK, and providing safe houses and transit routes for them. In 1977, we had the banning of all the black consciousness movements. My friend Woesie then was also detained at that time. And that's when I got my first call up for an army camp. It was early 1977. And in that context, then it seemed impossible that I could then face my friends in uniform. So it seemed an obvious choice not to go. The question then was whether to evade, which I didn't want to do, to kind of be in that twilight life zone where you had to always be changing addresses. I didn't want to go into exile, and so the only other option seemed to be refuse. So I wrote a letter to my commanding officer telling him that I wasn't going to come. I said, I acknowledge receipt of your call-up papers, but must inform you that for reasons of conscience I am unable to attend. I've given the matter much thought and am fully aware of the consequences of refusing. It's my belief that the present government has no right to remain in power, and any organisation which enables it to do so cannot be supported. Then nothing happened for quite some months, so I thought that luckily I'd got away with it. But then the military police did arrive on my doorstep about 6 months later. Die enigste mense wat destyds diensplig geweier het, was die Jehovah-getuies, en almal het geweet wat die gevolge was. Baie ouetjies was baie bang om diensplig te weier hoor. Want daar het van daai ouens in die tronk gesit, in die DB gesit. Om vir 2 jaar in die tronk te sit, jy weet, selfs al is dit nie DB, en selfs al kan hulle jou nie dwing om die vloer te vee of om die perskebome te gaan water lei nie. Jy weet, dan jy weet, jy moet toch al oortuig wees dat jy gaan 2 jaar daar sit hoor. Anton Eberhard was die eerste gewetensbeswaarde wie se dryfveer polities van aard was. Met sy verhoor het hy geen georganiseerde ondersteuning gehad nie. It was in a magistrate's court. Certainly my family were there, my parents, I think, my sister. It was pretty much a clear case in law. I wasn't going to go, and I think the magistrate had to give a particular sentence. I guess the only unusual thing was that 10 months of that sentence was suspended. I was then taken by military police by train from Port Elizabeth up to Fort Driekoehoogte in Pretoria. I was chained. I was handcuffed to the bunk that whole journey, which for the first time sort of realized I was now incarcerated in some way. By militêre basisse is mense aangehou in detentiebarakke, algemeen bekend as die DB. En dit is 'n plek wat geblink het, jy weet, en die ouens daar, as jy kyk sien daai DB is, dan het jy gebars. Maar daar was baie van daai ouetjies van die Jehovah-getuies wat by die hek gesit het. En ons het met die Bedford gestop en hulle gevra om die hek oop te maak, en die een ouetjie het vir ons sê, ek maak nie 'n hek voor 'n militêre voertuig oop nie. Ek het baie respek vir daai ouens, want hulle het swaar gekry, dink ek. I mean, it wasn't a pleasant place to be because I think the whole philosophy of detention barracks is to impose sort of verbal and physical abuse. You know, so it's there for people who have either been on AWOL or have committed some other crime or have disobeyed orders in some way. So the ordinary military system hasn't been able to deal with them, so they end up in detention barracks. And then the whole
So the whole philosophy is verbal abuse, shouting, physical abuse, getting people to do punishment drills with heavy packs, etc. But also vice versa. So there were two breakouts, very violent breakouts, when I was there, of pick handles being smuggled into the cells, and then when being opened up in the morning, military police being beaten unconscious. Anton Eberhard voel nie dat hy besonder swaar gekry het in vergelyking met van sy tydgenote nie. There was a period when then the military intelligence and the security branch came to see me a number of times because, as I say, my friend Vusi was detained at the equivalent period for other reasons. Was in Johannesburg Fort. So and then immediately after those interviews, I was again in solitary for short periods, but never did they take my books away. So, and as I say, it was also a very relatively short period. So I think I got off quite lightly, certainly compared to the people who then came after me. So Peter Moll, Richard Steele had much longer periods. Billy Paddock, Charles Yates. Anton was die eerste politieke weieraar. Mettertyd het hulle meer geword en 'n ondersteuningsgroep het ontstaan. I was 77, Peter was 79, I think Richard Steele in 1980. And then you started seeing something of a movement growing around this. Conscientious Objector Support Group was formally constituted. We ran a counselling service for conscripts who were faced with call-ups and advised them on their various options, from refusing, what are the consequences of jail. Die vriendskap tussen twee jong mans, een wit en een swart, was dus die saad waaruit 'n hele veldtog sou groei. Een wat 'n doring in die vlees van die owerhede sou word. At one stage, Magnus Bolan said that the South African apartheid government faced 4 threats. First, the South African Communist Party. Second, Mkhonto we Sizwe. Third, the ANC. And fourth, the End Conscription campaign. And when he said that, we knew we were doing something right. Volgende week in Grensoorlog. It is not a military. It is something medieval. It's not professional. A professional soldier, you fight. If somebody's killed, you honor, even if they are dead. Wel, ek is 'n professionele soldaat, jy sien. Dus my motiveer. Ek moet nou maar bekendnis maak. Ek het nie geveg vir volk en vaderland. Want ek met baie dikwels nie met volk en vaderland saamgestem nie. Ek het opdrag gekry. Ek wil die beste infantry eenheid nie in die land nie, maar in die wêreld.